Môre. Wonderlike voorreg om met julle saam te wees in die huis van die Here vanmôre by hierdie wonderlike geleentheid waar ons nog vrylik kan lees uit die woord van die Here, kan glo dat die Here deur die Heilige Gees in ons midde kom werk. Vandag is dan Pinkstersondag, die Sondag waar die Heilige Gees uitgestort is, daar in die bowetrek en waar sy werksaamhede begin het en die Here het 'n belofte gemaak. Hy sê hy stuur hierdie trooster om by ons te bly tot in ewigheid. Hy het met ander woorde nie na 40 dae of na 40 jaar of na 400 jaar teruggekeer nie. Hy is nog hier vanmôre. En vanmôre het ons die voorreg om te vertrou dat die Here deur die Heilige Gees teenwoordig sal wees in ons harte, ons bewus sal maak van sy teenwoordigheid en geloof werk in ons harte en homself verheerlik. Daarom groet ons u vanmôre in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus met die woorde: mag vrede, barmhartigheid en genade vir u vermeerder word in Jesus Christus onze Here se naam. Amen. Kom ons staan vanmôre, dan open ons hierdie diens met die lied God is hier teenwoordig, Gesang 311 verse 1 tot 3. Kyk, terwille van die tyd gaan ons dan ook nie vanmôre die wet hanteer nie. Ons het 'n redelike vol program vandag en sal weer met dit voortgaan volgende week. U kan dan vanmôre die woord oopmaak. Ons gaan 2 gedeeltes saam lees, Genesis 6, die tema van 3 waarmee ons besig is. Gaan ons net 2 verse vanmôre lees en dan terwille van die genesingsdiens wat daarbey aansluit in Jakobus hoofstuk 5. So Genesis 6 en Jakobus hoofstuk 5, 'n paar enkele verse saam lees. U kan die woord van die Here oopmaak daar en terwyl ons so sit en oopmaak, kan ons harte ook dan stil maak voor die Here. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons vanmôre voor U kan stil raak, wetende dat U is God en daar is geen ander een soos U nie.
wat van die begin af die einde verkondig, van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. Baie dankie dat ons vanmôre hierdie woord het, dat ons daaruit kan lees, dat ons vanmôre kan vra dat U deur die Heilige Gees vanmôre ons so bewus sal maak van U woord, van U teenwoordigheid, van U krag. Ja Here, U het gesê, wanneer die Heilige Gees op ons kom, sal ons krag ontvang om U getuies te wees. En daarom is dit met vrymoedigheid wat ons vanmôre vra, Here, terwyl ons lees in hierdie woord. Seën die woord, Here. Breek dit vir ons oop, Here. Spreek diep tot in ons binneste wese, Here. U weet wat is die behoefte vanmôre van elke persoon. Elkeen van ons vanmôre hier is ergens in ons lewens op 'n pad na die ewigheid toe. U weet waar op daardie pad ons is. U weet wat is die dinge wat ons bekommer. U weet wat is die dinge wat ons bemoedig en versterk. U weet wat is die dinge wat ons probeer kelder. Ag Here, daar is niks vanmôre vir U verborge nie. U weet waar staan ons. En hierdie dae het ons gepraat oor redding. Here, U weet of is ons vanmôre gered of nie gered nie, Here. Ons het vanmôre vir hierdie tyd gepraat oor reiniging en vervulling met die Heilige Gees. En U weet vanmôre is ons gereinig en vervul, Here. Maar Here, U weet ook op hierdie pad van wat ons moet wandel, hierdie pad van volwassenheid. U weet waar is ons. U weet wat is nodig vanmôre vir my siel en vir elkeen van ons. U weet wat is ons behoeftes. Ag Here, daar selfs behoeftes wat ons self nog nie van weet nie, wat U reeds van bewus is. En daarom wil ons onsself net voor U kom neerbuig vanmôre. Ons wil net vir onsself kom afhanklik verklaar voor U vanmôre en sê, Here, ons het U nodig vanmôre. Ons het 'n verlange, Here, dat vanmôre nie net 'n diens is wat ons ingaan en uitgaan en lekker gaan eet by die huis nie, Here, maar dat dit 'n diens sal wees waar U teenwoordigheid ons trek na U self toe. Ons dring, soos Paulus sê, die liefde van Christus dring my. Ons dring om uit te gaan en dit te gaan deel met ander mense. Ons dring om reg te maak. Ons dring om ander te bereik, te bearbei. Ons dring om vir U te lewe, Here, sodat ons 'n getuie kan wees. Paulus skrywe vir die gemeente, ek bid dat God julle die roeping waardig kan ag. Here, ek bid dat U ons waardig sal ag, die roeping waarmee U ons geroep het. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan bid vir elke kansel in Suid-Afrika waar hierdie waarheid vanmôre verkondig word, dat U vanmôre op elke kansel in Suid-Afrika verheerlik sal word. Later vandag by die afsluiting, dat U verheerlik sal word. En Here, dat dit alles sal wees tot U verheerliking. Dankie daarvoor, Here. Ons eer U, ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Ons lees 'n paar enkele verse saam daar in Genesis 6, net 2 verse, verse 9, verse 8 en 9. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Dan kan jy omblaai daar na Jakobus hoofstuk 5 toe en daar gaan ons net 'n paar verse ook saam lees. Hier vanaf vers 13, Jakobus 5 vers 13, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Elia was 'n man net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet, dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. Sover uit die kosbare woord van die Here.
Nou ons het begin praat in hierdie dae oor die tema van 3 en ons het regdeur Genesis gewerk en gesien hoe dat hierdie tema telke male weer na vore kom. God is drie-enig, hy het ons geskape as 'n mens, liggaam, gees en siel. Ons het gesien hoe dat versoeking op 3 vlakke hoofsaaklik werk, hoe begeerlikhede ook op dieselfde mate werk. En ons het gesien hoe dat sonde gekom het en as gevolg van sonde, hoe dat die mens dan in elkeen van hierdie 3 aspekte van menswees geval het. Geestelik is jy doodgebore, jou verhouding met God is weg, daar is nie 'n verhouding nie, jy's dood. Bedrieglik is die hart, jou sielelewe is 'n gemors. Adam verklaar vir Eva en Adam slaan en Kain slaan vir Abel dood. En so byt en steek ons mekaar nou al vir duisende jare in die rug. Ons het 'n probleem in ons siel, in ons sielevlak, bedrieglike hart, 'n hartsprobleem. En dan het ons gesien ten derde het sy liggaam verganklik geword. Ewe skielik as gevolg van die sondeval het die mens begin oud word en die mens het begin sieklik word en daar was dubbels en doringkies op wat die aarde vir ons opgebring het. En so vind ons met ander woorde dat die sondeval 'n 3-ledige probleem veroorsaak het vir die mens. En dan hier in Genesis het ons nou gelees dat dit so sleg geraak het, hierdie sonde waarin die mense geleef het as gevolg van sy geestelike dood en bedrieglike hart en verganklikheid, dat dit die Here berou het dat hy die mens op aarde gemaak het. Maar dat God ook 'n God van genade was. Daar was 'n man gewees, Noag het met God genade gevind. En ons vind as gevolg van daai genade 3 dinge in sy lewe. Weereens die tema van 3. En ons het baie daaroor gesels in hierdie dae. Ons het gevind Noag was regverdig. Hy was nie regverdig in wording nie, hy was nie op pad na regverdigheid toe nie. Hy was regverdig. Met ander woorde, daar het iets met hom gebeur. En die Bybel sê hy het genade gevind. Die Bybel sê maar nou dat ons deur die geloof geregverdig is, het ons vrede met God. Met ander woorde, daar het redding gekom. Dis 'n afgehandelde saak. Terwyl die Here vir Noag kyk sê, Noag, jy is regverdig, jy's weergebore, jy's gered, dis 'n afgehandelde saak. En nou lees ons in Jakobus, die gebed van die regverdige het groot krag. Vriende, glo ons die Bybel. As u vanmôre hier sit en u is weergebore, u is 'n regverdige, dan het u gebed groot krag. Dis wat dit sê. Want as u gered is u geregverdig. As u vanmôre hier sit en u is nie geregverdig nie, dis nie 'n afgehandelde saakie, dit is nie in wording nie, dit kan nie gebeur nie. Dit moet in 'n oomblik gebeur ergens. Maar ons vind Noag was ten verdere opreg gewees. Without blemish, sê die New American Standard Bible, and perfect, sê die King James. 'n Afgehandelde saak. Hy was nie opreg in wording nie. Hy was nie amper opreg nie. Hy was nie een van die dae opreg nie. Die Bybel sê dit was opreg. Hy was 'n afgehandelde saak in sy lewe. Hierdie bedrieglike hart wat maak dat Adam vir Eva beskuldig en Kain vir Abel doodslaan en laat ons nie oor die weg kom by die werk en by die kerk nie. Daai hart is gereinig. Dis al hoe jy opreg kan wees. Daar's geen ander manier tot opregtheid nie. Dis alleen wanneer God my hart reinig wat ek dan nou kan opreg wees, opreg genoem word. 'n Afgehandelde saak in Noag se lewe. So weer eens interessant dat ook hierdie saak wat genoem word 'n afgehandelde saak is. So hy was regverdig, dat het ernstig gebeur waar God hom regverdig verklaar het en is afgehandel. Hy was ernstig opreg verklaar, maar dan staan 'n derde ding in Noag se lewe. Noag het met God gewandel. Dis wonderlik hoe die Bybel dit sê. 2 dinge kan jy op aarde kry terwyl jy lewe, die derde is 'n proses. Die derde is 'n proses. Hy wandel. Hierdie ene gee die Here nie die afgehandelde saak nie, die afgehandelde saak wat daarna volg as ons die Nuwe Testament lees, hy het ons geregverdig, hy heilig ons en hy verheerlik ons. Dis die laaste stap, die laaste ding wat die Here vir ons gaan doen, is verheerliking. Maar om daarby te kom, is daar 'n opdrag, net soos wat daar 'n opdrag was. By bekering moet jy tot berou, jou sonde bely en die Here aanroep vir redding, dan red hy jou siel uit genade in 'n oomblik. By heiligmaking moet jy besef dat jy 'n probleem het, 'n bedrieglike hart, 'n verdorwe hart, 'n probleem het in jou binneste. Jy moet die Here vertrou dat hy jou siel gaan reinig, jy die hart gaan reinig van self en dat hy jou gaan vervul met die Heilige Gees. Maar om verheerlik te word, is daar ook 'n opdrag.
Die een is bekeer jou, die een is verloon jouself, die derde is volhard. Hy moet met God gewandel, dis wat dit beteken. 'n Wandel is 'n ding wat aanhoudend plaasvind. Ek is besig om met die Here te wandel. Hy sê, Noag het van tyd tot tyd met die Here gewandel. Ja, Noag het nou en dan met die Here gewandel. Noag het so elke Sondag met die Here gewandel. Of by Kersfees, Paasfees en by 'n begrafnis met die Here gewandel. Nee, hy het met God gewandel. Met ander woorde, dis 'n konstante oomblik tot oomblik verhouding met die Here waarin hy gewandel het. En die laaste stap, naamlik die Here wil ons geestelik lewend maak by redding. Hy wil ons siel reinig en vol met die Heilige Gees, hierdie verdorwe hart wil hy reinig, maar dan wil hy ook hierdie verganklike liggaam genees. En daar is natuurlik 'n genesing, ons praat oor beide vandag, die genesing wat aankom is, maar dit is ook nou al reeds vir ons beskikbaar, ons gaan nou daarna kyk. So hy het in 'n konstante gemeenskap met God gelewe. As Noag opgehou het om te bou aan die ark na 20 jaar, 40 jaar of 60 jaar, dan het hy verdrink in die vloed net soos die res. Want 'n halwe ark kan nie dryf nie. Hy moes volhard het, hy moes aangehou het, tot by daardie plek wat die Here gesê het, Noag klim in. Miskien wou Noag nog 'n inspeksie doen. Dalk was hy nog besig om te kyk, is alles nou reg. Toe ewe skielik, toe sê die Here vir hom, Noag, jy het nou genoeg gedoen. Gaan in. Weet jy vriende, hy wat die werk begin het, sal dit voleindig. Maar daar gaan 'n dag kom waar die Here vir my en jou ook sê, ons moet inklim. Hy moes volhard het tot aan die einde. Die eerste fase van redding is van sonde, die tweede is van self, die derde gaan dan wees van swakhede en so meer. Daar bly met ander woorde, nadat jy gered is en gereinig is, 'n vyand oor in hierdie wêreld. Die eerste, 'n vyand wat van buite kom. Hy kom van buite af, waarvan tevore die begeerte na sonde van binne af gekom het, voordat die Here my gereinig het. Eers was ek 'n slaaf van sonde, daarna was hier 'n ek wat gestreel wil word, dis 'n ek wat wil goed lyk voor die mense, maar dan nadat die Here my siel reinig, my hart reinig, is ek nie vry van versoeking en sonde en swakheid en siekte en dood nie. Nee, hierdie dinge kom, maar dit kom van buite af. Hy gaan van buite af kom probeer om jou te kom versoek. Hy gaan van buite af kom om jou te probeer mislei. Hy gaan van buite af kom om jou moeg te maak, jou lam te maak. En een van die dinge wat die vyand gebruik, is hy gebruik 'n dwaalleer predikant wat baie mooi kan preek om vir jou nonsens te vertel. Daarom sê die Here baie keer, moenie laat iemand jou mislei nie. Onderskeidingsvermoë. Maar hy kom nie altyd met misleiding nie. Partykeer kom hy met aanslag. Partykeer kom hy met vyandskap. En partykeer gebruik hy dinge in hierdie lewe soos siekte en pyn om jou moeg te maak, om jou lam te maak. Om net te sê, ek het nie meer krag nie. Ek kan nie meer kerk toe gaan nie, ek het te seer. Wat dit ook al kan wees. Die vyand gaan enige iets en alles gebruik wat hy kan om jou te pootjie. Maar die wonderlik van die evangelie boodskap is, God het vir elke ding wat daar is op hierdie aarde wat jou kan laat val, 'n antwoord. Daar op die kruis van Golgotha het hy 'n volkome verlossing bewerk vir elkeen van hierdie aspekte. En eendag gaan daar 'n wonderlike ding kom, Filippense 3:21 sê, want ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Terwyl ons in hierdie liggaam is daar dinge wat kom na ons toe, maar die verlossingsplan sê die Here, ek gaan ook vir jou 'n volkome verheerlikte liggaam gee eendag. In 'n oomblik en 'n oogwink sê hy in 1 Korintiërs by die laaste besyn, want die besyn sal verklink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Dit is ook deel van die evangelie, hy gaan dit doen, maar dit is nie iets waarvoor ons hoef te wag tot daai dag nie. Ja, die laaste deel van die verlossingsplan sê die Here, daar gaan ook 'n dag kom waar daar geen meer hartseer gaan wees nie, geen meer trane nie, geen meer siekte nie, geen meer onkunde nie. Al hierdie dinge gaan eers te opgelos word. Maar ons moet volhard. En ek wil vanmôre met u praat oor 'n paar aspekte van volhard in die geloof. En
En dit wat die Here vir ons wil doen, want hy wil na ons toe kom, hy wil ons 'n volkome verlossing gee. As jy geestelik dood is vanmôre, dan wil hy jou genees vanmôre, is 'n genesingsdiens. Hy wil jou dooie gees lewend maak. As jy vanmôre hier sit en jy het nog 'n onrein hart, dan wil hy jou onrein hart genees en hy wil hom sonder gebrek maak. En as jy in die liggaam 'n skeet het vanmôre, dan kan hy ook daai liggaamsskeet, daai siekte, daai kwaal, daai pyn, daai ding wat jou kniehalter, daai ding wat jou pootjie, daai ding wat jou verhoed om die Here te dien, of wat jou wil verhoed om die Here te dien, of wat dit swaar maak vir jou, hy wil jou genesing daarvan gee. Maar daar's 'n paar dingetjies rondom dit. Die eerste is, ons moet volhard in gebed. Dis wat dit beteken om met die Here te wandel, om te volhard in gebed. Ons lees daar in Matteus 26 vers 41, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Vers 36 van Lukas 21, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om van hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mense staan. Hy sê, 'n volhard, hierdie lewe nadat die Here jou gereinig het en vervul het met die Heilige Gees, is 'n lewe van volharding en dit begin by volhard in gebed. Hoekom? Want Jakobus sê die gebed van die regverdige het groot krag. So ons moet vir mekaar sê, vanmôre eerlik raak, ons moet mekaar in die oë kyk en vir mekaar sê, as mense nie meer gered word nie, dan is dit omdat regverdig nie bid daarvoor nie. Dit is 'n swaar pil om te sluk, want ek moet dit saam sê. Ek is nie vanmôre gevrywaar nie. Elkeen van ons moet sê, maar bid ons nog dat mense gered word? Het ons nog iemand in gedagte wat ons bid, dat hy gered moet word? Het ons eers opgegee? Baie keer het die gebed vir redding vir mense geword, ag Here, red die verlore sondaars. Maar wie is die verlore sondaars? Hulle het name. Weet jy wat is hulle name? Noem jy hulle name? Bid. Jy sien, wanneer jy met die Here wandel, dan beteken dit jy en hierdie persoon met wie wandel is in gemeenskap met mekaar. Met ander woorde, daar's kommunikasie, daar's gesprek met hierdie persoon. Maar ons het deesdae 'n verhouding met ons vrou, maar ons praat nooit met haar nie. En ons het 'n verhouding met ons kinders, en ons praat nooit met hulle ook nie. Dit gaan so, baie mense, dit gaan so. Sit nie eens meer om 'n tafel en eet nie, praat nie met mekaar nie. Maar ons het 'n verhouding met die Here, maar ons praat nie met die Here nie. Behalwe daai kort gebedjie gou in die môre, ag Here, dankie vir die dag, ek seën die kos, amen. Kort gebed. Gebed. Bid ons nog. Jy sien vriende, om te wandel met die Here, Noag het met God gewandel. Die derde fase van redding kom wanneer ons met die Here wandel. Wanneer ons gereeld in gebed is, wanneer ons bid vir ons eie bewaring, wanneer ons bid vir ons broers en susters in die gemeente. Bid ons nog vir ons broers en susters in die gemeente? Ek wonder of ons almal in hierdie gemeente se name ken. Ek hoop so. Ek hoop ons almal ken mekaar daarom. Maar ek wonder of bid ons vir mekaar. Sê ons mekaar se name op in gebed. Nie, Here seën ons gemeente nie, Here bid vir ons gemeente nie. Nee, bid ons vir die mense in ons gemeente. Eerens in die week, miskien nie elke dag, miskien nie eenmal 'n week, maar eerste, terwyl jy daar sit, dan bid jy, dan noem jy daai naam. Here, ek bid vir Wynand en sy vrou. Here, dat jy hulle sal behoede bewaar, dat jy hulle sal help vandag. Here, ek bid vir Fani. Here, ek bid vir Tony. Here, ek bid vir. Doen ons dit? Wandel ons met die Here, waaroor praat ons met die Here? Want sien, die dinge wat vir die Here belangrik is dat mense gered word. Praat ons met die Here oor dit wat vir hom belangrik is, of is ons soos daai mense wat ons praat net oor wat vir ons belangrik is? Maar is vir die Here belangrik dat sy kinders sal volwasse word, dat sy kinders vir mekaar sal bid, mekaar se laste sal dra. Maar ons praat nie met die Here oor so verlore sondaars nie. Ons praat nie met die Here oor ons boeties en sissies in die Here nie. Ons praat net oor ons eie huis. Net Here bewaar ons, beskerm ons. Dan beteken dit daar's nie opregte hart nie. Bid ons vir ons regering. Dis deel van om te volhard in gebed, om te wandel met die Here. Jy sien, God roep ons om te bid. Bid wanneer dit siek raak. Ja.
en bid wanneer dit goed gaan. Jy sien baie kere, en dis waar ons van die eerste plek ons harte moet ondersoek vanmôre. Here, ons wil bid, ons wil vir U vra om vir ons te help, te genees. Maar sê ons vir U dankie wanneer U dit wel doen, of sê ons vir U dankie wanneer dit goed gaan. Ons moet bid wanneer dit moeilik gaan, ons moet bid wanneer ons moeg raak, ons moet bid wanneer ons dinge nie verstaan nie, ons moet volhard in die gebed. Die tweede wat ons vind in 'n wandel is nie net kommunikasie nie, dis nie net gesprek met hierdie persoon nie, dit is ook waaksaamheid, volhard in waaksaamheid. Die Here sê daar in Matteus, bid, waak en bid. Waak en bid. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 8, wees nigter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. In Lukas 21 vers 36, waak en bid altyd deur, let op altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, het ons nou nog lees. Waak en bid altyd deur. Die tweede van 'n wandel met die Here het te doen met 'n persoon wat waaksaam wandel, want dis wat die Here van ons verwag. Jy sien, as jy daar op daardie paadjie stap, dan kyk jy nie hier in die hemel nie, jy gaan val. Ek kan vir waarborg, as jy op 'n grondpad of op 'n plaaspad of 'n onbekende pad loop, dan gaan jy eers val as jy met die kop so oploop. Jy loop en jy kyk moes, daar's 'n klippie, daar's 'n dit. Nou waaksaam beteken om omsigtig te wandel, om te kyk. Nou Suid-Afrika, as jy nou nog in strate rondloop en nie meer rondry in Suid-Afrika nie, en al ry rond, dan het Suid-Afrika vir ons nou klaar geleer om waaksaam te wees. Jy moet die hele tyd so om jou kyk, wie gaan nou wat doen? Maar die Here sê, wie wat kind van die Here, wandel waaksaam. Kyk, moenie net rondloop en elke tweede persoon wat 'n boodskap hier preek glo nie. Ek sien boodskappe wat mense hier op die WhatsApps aanstuur. Dan is dit die grootste nonsens. Dit klink goed, maar is baie keer geen onderskeiding nie. Dis daai wat ek sê, die predikante lieg vir die mense. Maar dis nie net dit nie, ons moet waaksaam wandel, ons moet kyk, ons moet besef, daar's 'n vyand wat wil moeilikheid maak. Weet jy vriende, baie mense gaan so deur die lewe, en ek is nou by 'n werksplek, en, waar ek te doen het met mense wat baie siek raak, en ek het baie keer min genade vir mense wat baie siek word. Ek vra die Here altyd om my te help, want ek word nooit siek nie, en dan vertrou ek die Here, as ek Here, ek raak nou nie erg siek nie, ons almal raak 'n bietjie siek, maar bid altyd en sê ek, Here, help my om simpatie te hê, want daar is mense, jy gaan siek word, jy gaan in hierdie wêreld siek word. Maar weet jy, baie mense word siek omdat hulle nie waak nie. Hulle loop met die kleertjies hier uit en hulle is braaf, môre is hulle siek of hulle siekverlof hê. Hulle het nie gewaak nie. Weet jy vriende, ons het 'n vyand. En as die Here vir jou deur oopmaak om te kom preek, dan leer jy baie vinnig hoe waaksaam moet jy wees. Jy kan nie vandaan net lekker saam met die mense daar by die vuur staan nie. Jy maak vir jou toe, want môre moet die stem werk. Ek kan nie net bel vir hom, Joppie. Oom, ek voel die stem is nou nie reg vir môre nie, maar ek weet gisteraand het ek nie gewaak nie. Ek het myself nie opgepas nie. So ons gaan bid vir genesing vir môre, maar vriende, ons moet ook vir die Here sê, ons moet na onsself kyk. Hy het vir ons 'n goeie verstand gegee. Ons moet waak, want die duiwel gaan misleiding gebruik. Hy gaan enige ding wat hy kan kry op hierdie aarde, gaan hy gebruik om jou te laat val. En as ons rondloop en dink, die geestelike lewe is nie 'n stryd nie, dan het ons 'n groot verrassing wat aankom is. Waaksaam. Jy moet waaksaam wees. Die Christen lewe is nie net 'n lewe van gebed nie, is 'n lewe van waak. Daar is vyande, daar's vyande in die wêreld, daar's vyande in die geestelike kringe. Jy moet waak teen geestelike louheid, jy moet waak teen versoeking, jy moet waak teen dinge wat jou kan knielter. Noag het nie die wêreld gevolg nie, dis baie duidelik deur sy lewe wat die Bybel sê, hy het met God gewandel, dat hy 'n man was wat nie onverskillig geleef het nie, dit was 'n man wat waaksaam was om dinge reg te doen, soos die Here van hom verwag het. Die vierde ding wat ons vind rondom 'n wandel met die Here, is om te wandel met die Here beteken jy moet volhard in gehoorsaamheid. Jy moet volhard in jou wandel met die Here, maar dit beteken in gehoorsaamheid, want ons kan nie met die Here saamloop, hy kan nie met sonde saamlewe nie. Hy kan nie met sonde saamloop nie. Met ander woorde, as ek saam met die Here wil wandel, dan moet ek wandel in gehoorsaamheid. Ek het hier geskryf in my notas, 'n wandel is nie net een groot besluit nie. Vir baie mense is redding 'n groot besluit.
27 Oktober van die jaar 2008 het ek die Here vertrou my siel uit genade te red. Ek het so begin met die tree en toe stop ek net daar. En nou het 16 jaar verbygaan en 18 jaar het verbygaan en 30 jaar het verbygaan en ek staan nog steeds net daai een tree weg van waar ek begin het. Wandel ek met die Here? Nee. 'n Wandel is 'n tree vir tree, stappie vir stappie wat ek saam met die Here loop. Saam met die Here loop, maar elke tree wat ek met die Here loop, kan ek daai vroeë tyd onthou toe die Here my red. Ek was nog vol van myself, as ek so by die spieël loop, dan kyk ek dan verskriklik lekker vir myself. Maar die by die 5de, 6de tree, toe oortuig die Here my, ek kyk bietjie baie vir myself. By 'n boodskap wat oor hoogmoed gegaan het, en ek kniel uit, en ek bid saam met 'n oom, en terwyl ek bid, toe sê die oom, hy onthou homself, na die Here hom ook gered het, het hy so geloop, daai tyd loop in die middestad geloop met die mooi vensters, hy het ook so gekyk vir homself, gedink, hy is nou net dit, en die Here reinig jou van self. Maar ek stap nog 'n paar tree verder, ek het nog nie geweet, drank is verkeerd, ek het nie daai goed geweet, ek kom uit 'n huis wat niks so met godsdienst eintlik te doen gehad het, behalwe dat ons gesê het, ons is Christene, en ons gaan sit daar by 'n plek, en ons bestel vir ons 'n glasie wyn, die Here het my nou net gered, dis 2 of 3 maande later, en ek bestel die glasie wyn, en ek die glasie wyn so vat, toe voel ek, maar dis nie reg vir 'n kind van die Here om die ding vas te hou nie. Daai volgende tree, en die stap met die Here, die wandel, en ons los dit. Ek onthou hoe ek die eerste keer 'n roomhuisvol papiertjie by die ruit wil uitgooi nadat die Here my gered het. My roomhuisie so klaar geet en ek draai die venstertjie af om wat te maak soos ek altyd gemaak het, dit sommer by die venster uit te gooi en ek het so amper gemik en ek dink by myself, kan 'n kind van die Here 'n plastiek pakkie gemors op die straat gooi? Jy kan nie. Jy wandel, jy stap ons met die Here, is 'n stap in gehoorsaamheid. Soos die Heilige Gees jou begin oortuig van dinge wat verkeerd is, dan moet jy dit laat staan, dan moet jy aangaan. En dan moet jy wandel met die Here. En die Here is getrou. Hy bring hierdie goed sommige kere by 'n preek, ander kere in 'n gesprek met kinders van die Here, ander kere alleen in die kar toe ek die papiertjie wil uitgooi. Die Heilige Gees kom en hy praat met jou. En vir my en jou om te wandel, moet ons volhard in gehoorsaamheid. Die oomblik wat ek ongehoorsaam is, halt ek net daar op daai tree. En ek kan nie verskyn 30 tree vorentoe nie. Ek gaan daar wag tot ek aangaan weer met gehoorsaamheid. En dan wonder ons hoekom baie kere kinders van die Here nie groot word en volwasse word nie, want hulle het ernstig wonderlike lewe gehad, vir 5 jaar met die Here gewandel, maar ernstig was daar 'n ding wat te groot was en toe stop hy. En jy moet vanmôre na die Here toe kom en sê, Here, kan U my ook genees van hierdie hakkelrige siekte? Hy kan dit ook doen, dat ek weer kan aangaan met my wandel met die Here. Klein stappies maak gehoorsaamheid. Die Here sê in 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos wat hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Efesiërs 5 vers 8, want vroeër was julle in die duisternis, maar nou het julle lig geword. Wandel soos kinders van die lig, wandel soos 'n kind van die lig. Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons is. Ons moet iets doen in hierdie wandel met die Here op pad na die volgende fase van verlossing. Terwyl van die tyd gaan ek 'n bietjie jaag. Die volgende is, ons moet ook volhard in geloof. Jy moet volhard in gebed, jy moet praat met hierdie persoon met wie jy wandel, dit die Here God. Jy moet waaksaam wandel met hom. Jy moet in gehoorsaamheid wandel, maar jy moet in geloof, volhard in geloof. Ons lees in Hebreërs 10 verse 35 en 36 hierdie woorde: Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Jy moet dit glo. Jy moet aanhou glo. Hebreërs 11 vers 6, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is wat hom soek. Baie belangrik, veral vir vanmôre. En weer eens vriende, soos ek sê, as die genesing nog op reddingsvlak lê, en die Here moet jou van 'n dooie gees genees vanmôre, moet jy glo en hy gaan dit doen. As jou genesing nog vanmôre op 'n heiligmakingsvlak moet wees, gereiniging, jou hart is nog onrein, dan moet jy glo, hy gaan jou hart reinig, hy gaan jou hart genees. Maar as jy vanmôre 'n skeet het in die liggaam, of jy het 'n siekte, en ons gaan nou 'n bietjie uitperiode dit, of as iets wat vir jou swaar is, iets wat jou bedruk, dan moet jy glo.
en die Here sal dit doen. Noag het geglo voordat hy gesien het. Vriende, is 'n verskriklike moeilike ding, maar dis hoe geloof werk. Hy het nog geglo voordat hy gesien het. Hy het nog nooit 'n reënbuie soos die reënbuie wat aankom is gesien, wat so 'n vloed kan maak. Hy het nog nooit so 'n verskriklike vloed gesien nie. Hy het geen bewyse gehad nie. Al wat hy gehad het, is God se woord. God het gesê, Noag, berei die ark. Dis al wat hy gehad het. Hy het niks anders gehad nie. Ons dink, ons sit nou hier en ons lees die verhaal terug en ons dink, ag Noag, het was wonderlik, jy het 'n mooi ark gebou, jy het geweet daar kom 'n vloed. Maar hoe het hy geweet daar kom 'n vloed? Hy het dit nie geweet nie, hy het dit geglo. Weet jy vriende, net so is dit met ons vanmôre. Dit is vir ons maklik as ons terugkyk en na hierdie geloofshelde kyk. Maar hoe daai geloofsheld gevoel? Ek wonder of hy nie op 'n tyd daar terwyl hy plankies gekap het en almal hom bespot het, gewonder, maar Here, het ek regtig reg gehoor? Ek wonder of hy nie op 'n tydjie teruggegaan het en gesê, Here, is jy seker ek moet dit doen? Hy was 'n mens, net soos ons. Maar weet jy wanneer die duiwel vir jou kom vra, maar kan hy dit doen? Kan hy jou red? Kan hy jou heilig? Kan hy jou genees? Dan sê hy kan. Ek hoef nie te wonder, ek hoef nie te twyfel nie. Hy sê hy kan. Net so leef ons vandag, nie deur sien nie, maar deur geloof. En Noag het met God gewandel. Dit beteken hy het ook in 'n konstante geloofsverhouding met God gewandel. Hier waar ons nou sit, sien ons swakheid in hierdie wêreld. As die Here jou gered het en hy het jou gereinig, dan sien jy nog steeds swakheid. Jy sien pyn, jy sien siekte, jy sien dood. Jy sien baie dinge in hierdie lewe. Maar as jy mooi kyk, gaan jy ook genesing sien en verlossing. Die laaste punt in sy wandel met die Here voordat ons oorgaan is, hy het ook volhard in hoop. Dis wat dit beteken om met iemand konstant te wandel. Want as jy ergens hoop opgee, dat hierdie pad wat ek met jou stap, na die einddoel toe lei, dan gaan ek opgee. As ek laterand nie meer glo dat hierdie is die rigting na hierdie dorpie toe nie, en ek en jy gaan saam na die dorpie toe, en ek gee hoop op dat hierdie is die regte pad, dan gaan ek uitdraai, gaan ek my eie pad vat. As ek nie meer glo dit is die regte pad nie, as ek nie in kommunikasie is met wat ook al dit is wat my lei na hierdie pad nie, ernstig gaan ek opgee. En daarom is die laaste deel, jy moet volhard in hoop. Ons lees in Romeine 8:24, want ons is gered in hoop, maar 'n hoop wat gesien word is geen hoopie vir wat die mens sien. Waarom hoop hy nog daarvoor? Maar as ons hoop vir wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Jy moet volhard in hoop om te kan volhard. Het julle gelees? Hy sê, want as ons hoop op wat ons nie sien nie, met ander woorde ander hoop, dan wag ons daarop met volharding. Jy sien vriende, die Here het vir ons 'n groot belofte gemaak in die woord van die Here. Hy sal ons red, hy sal ons heilig, maar hy sal ons ook eendag verheerlik. Maar daai verheerliking is nie net vir eendag nie. Eendag gaan ons 'n volkome verheerlikte liggaam hê. Maar net soos met alles het die Here gekom in sy genade en gesê, hier op aarde is daar nou al reeds hierdie dinge vir ons beskikbaar. Ons hoef nie te wag nie. Ons hoef nie te hoop dat hy ons net eendag gaan genees. Ja, ons almal gaan eendag 100% genees wees. Ons almal gaan eendag 100% volkome volmaak voor God staan. Maar terwyl hy op aarde is, wil hy vir ons 'n voorsmaak gegee het. Hy kom want hy wil geloof werk in jou hart. Die Here red die mense, want hy wil hê ander mense moet sien daar is 'n God wat onder sy mense woon. Die Here reinig mense se harte, want hy wil hê kinders van die Here moet kyk na ander kinders van die Here en sê, maar daai ou, daai persoon, daai broer, daai sussie, daai persoon kry dit reg om te lewe sonder om te twis en te baklei en wisselvallig te wees. Want dan sien hulle, maar daar's iets wat die Here vir my kan doen, en daarom het hy ook in sy wonde vir ons genesing gekom, want hy wil hê mense moet sien, hy is 'n God wat kan genees. Terwyl ons wag vir die dag van volkome herstel, laat God ons nie alleen nie. Jakobus leer ons dat ons siektes en swakhede en nood na die Here toe mag gebring word in gebed, terwyl ons uitsien na die dag van volkome heiligmaking. Jy sien vriende, terwyl die Here ons red en ons heilig, lewe ons steeds in 'n gefalle wêreld, maar die woord leer ons dat God se genade ook genesende krag het
wat hy in en deur en onder sy kinders openbaar. Ons lees hierdie woorde in Jakobus 15 vers 13, wat ons nou net gelees het. Maar as daar iemand onder julle is wat ly, laat hom bid. As daar iemand van julle is wat vanmôre ongered is, wat moet jy doen? Jy moet die Here aanroep. Jy moet jy bekeer, jy moet die Here aanroep. As jy vanmôre hier sit en jy besef, ek is onrein hart, dan moet jy jouself verloon en die Here aanroep en hy reinig jou en hy vul jou met sy Heilige Gees. Maar nou gaan hy verder. Hy sê as daar iemand is vanmôre wat ly, hy sê laat hom. Hy moet iets doen. Hy moet bid, laat hom bid. Baie kere dink ons dit gaan van self gebeur. Dit gaan nie van self gebeur nie. Die Here red nie mense in geheime hoekies nie. Ja, daar's mense wat gered word daar waar baie mense nie sien nie, maar dan gaan getuig hulle. Maar waar red mense? Ons lees dit in die Bybel. Toe die Heilige Gees uitgestort is, toe word 3000 gered, net daarvoor almal. Daar was 'n geleentheid gewees wat hulle gepreek het, wat die mense na Petrus toe gekom het. Met ander woorde, hulle het vorentoe gekom. Want daar was 3000 gewees. Met ander woorde, hulle kan nie daar heel agter staan en dan Petrus sê, hulle moes vorentoe gekom het. Hulle kom daar na Petrus toe. Hulle sê, Petrus, wat moet ons doen? Jy het al gelees. Toe hulle diep in die hart getref is, toe kom hulle na Petrus toe. Wat moet ons doen? Jy sien, jy moet iets doen. Hy sê as daar iemand is wat ly, laat hom bid. As iemand opgeruimd is, laat hom psalm sing. As jy vanmôre vrolik is en opgewonde is, die Here het my gered, die Here het my gereinig en vervul met die Heilige Gees, die Here het my genees, sing, psalm sing. Mense moet aan jou gesig sien, jy's gelukkig. Oom, wat gaan nou aan? Die Here het my siel uit genade gered. Tannie, wat gaan aan? Die Here het my gereinig en my hart vervul met die Heilige Gees. Meneer, wat gaan met jou aan? Die Here het my genees. As 'n ouma Nigel wat my eendag gevra het om vir hom te bid, ook na haar diens. En ek bid vir hom. En gaan lank verby en ek kom weer eendag daar en ek preek weer daar Nigel. En die oom kom, hy is een van die ouderlinge, hy kom, Henk, en ek bietjie eenkant toe praat. Ek sê, ja oom, ons gaan na die ander kant. Hy sê, onthou jy het vir my gebid daai dag? Ek sê, ek onthou oom. Hy sê, hy pyn is weg, nog nooit weer teruggekom nie. Ek sê, Here, ek het gewonder of gaan dit gebeur. Ek moet amper vergifnis vra vir die Here. Ek het gebid, want dis wat die Here sê, maar die Here doen dit. Hy genees hom. Maar jy kan sien, die oom is opgewonde. Die Here het hom aangeraak. Hy sê, as iemand opgeruim is, laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom gesalf het in die naam van die Here. Net so vanmôre, weet jy vriende, hier sê hy gaan ons eendag volkome verheerlik. Dis deel van die verlossing, dis deel van die versoening. Dis nie iets apart nie, dis nie iets wat daar eers in 'n hoekie gebeur het nie. Ons lees hierdie woorde daar in Matteus 8 vers 16. En toe dit aand geword het hulle baie na hom toe gebring wat van duiwels besete was en hy die geeste uitgedryf en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. Let op. En sommige wat ongesteld was, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. En nou sê vers 17 van Matteus 8, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Jesaja sê, in sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ons erken vanmôre dat daai genesing is op geestelike vlak vir redding. Daai genesing is op heiligmaking siele vlak, maar daai genesing is net so vir die liggaam soos wat dit vir die gees en die siel is. En jy kan vanmôre na die Here toe kom en sê, Here, hier is ek. Ek voel iets is nie lekker in my lewe nie. Of ek het 'n siekte, ek weet wat dit is. Of ek het net 'n ongesteldheid, of ek het net iets wat nie lekker is. Jy weet jy kan na die Here toe kom, net soos met redding. En jy kan die Here vertrou. Maar vriende, hier's nou die geheim. Baie het al gereageer op reddingsuitnodigings, maar hulle het nog nie gered geword nie. Want hulle het nie gekom nie. Ek sê nie, jy moet hier toe kom, jy moet na die Here toe kom. Maar as jy uitstel, kom afstel. Hulle het nie op Pinksterdag huis toe gegaan en oor 'n week daaroor gedink. Hulle het net daar na Petrus toe gekom en gesê, Petrus, wat moet ons doen?
Baie het gereageer in die tyd rondom Pinkstertyd vir heiligmaking, want dit is ook 'n genesing. God wil jou hart, jou verdorwe hart, hy wil hom genees. Maar die Here het dit genees nie, want dit het nie gekom nie. En vanmôre is nou genesingsdiens. Vanmôre het ons nou 'n besondere geleentheid vir mense wat siek voel of wat 'n probleem het, wat wil sê, Here, ek wil vanmôre die ouderlinge inroep. Ek wil vanmôre laat hulle my salf in die naam van die Here en laat hulle vir my bid. Maar dit kan nie gebeur nie, want het jy gelet, laat hulle die ouderlinge inroep. Die ouderlinge gaan nie by jy uitkom as jy uitloop nie. Jy gaan moet kom. En vanmôre wil ek 'n uitnodiging maak dan in besonder vir elkeen van 3 groepe. In die eerste plek is dit oor vir genesing vanmôre, maar ten tweede, sit daar dalk 'n persoon hier vanmôre en jy's nog nie gered nie. Jy wil net vanmôre die Here vertrou. Ons wil saam met jou ook bid. Of jy sit hier en jy sê, Here, ek het hierdie heiligmaking boodskap gehoor en ek het gehoor ek moet 'n Reinhard hê, maar ek het nog nie gereageer nie. Ek wil iemand sal my ook bid vanmôre. Ons wil vir jou ook 'n geleentheid gee. En dan die ander wat kom na die Here toe vanmôre en sê, Here, ek is gehoorsaam. U sê, hierdie skeet, hierdie ding in my lewe, ek bid nou al lank vir genesing, maar die genesing werk so. As daar iemand onder julle is wat siek is, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle vir hom bid. Ons wil vir jou ook bid. Sal u kom? Ons gaan die diens afsluit en daarna gaan ons geleentheid gee vir die van u wat vanmôre verlang dat ons vir u sal bid. Wat ook al die behoefte is, dat u vorentoe kom, om jy op het gesê, ons gaan 'n stoel hierwerste uitsit, en ons, die ouderlinge en ek, gaan vir u bid vanmôre. Amen. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou by hierdie diens vanmôre kan stil raak, en Here, wonderlik om te sien dat daar was 'n verlossing vir Noag se gees, want hy was regverdig. Daar was 'n verlossing vir sy siel, want hy was opreg gewees. En dan sê die Bybel, maar omdat hy gewandel het met die Here, het hy ook uiteindelik die vloed vrygespring, wat 'n tipe en 'n beeld is van dit wat in hierdie liggaam verkeerd gegaan het, naamlik die dood, siekte. En daar's ook vir ons verlossing, want die Nuwe Testament en Jesaja leer vir ons baie duidelik dat in sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En Here, dit is hierdie 3-ledige genesingsplan van U, geestelik, in die siel en liggaam. En ons wil vanmôre bid dat U vir ons sal help, Here. U weet wie is hulle wat vanmôre hier sit, wat nog nie gered is nie, wat vanmôre miskien redding kan vind ook by 'n diens soos die. U weet wie is hulle wat vanmôre hier sit, wat genesing nodig het, van 'n onrein hart, wat vanmôre die Here moet vertrou vir 'n rein hart, vervul met die Heilige Gees. Maar Here, U weet ook wie is hulle vanmôre hier wat liggaamlik genesing nodig het, en wat vanmôre net die ouderlinge wil inroep en vir hulle bid. Ek wil hê dat U vir hulle vrymoedigheid sal gee om te kom, Here, dat U vir hulle sal gee geloof om te volhard in die gebed, te volhard in waaksaamheid, te volhard in geloof, te volhard in gehoorsaamheid en te volhard in hoop. En Here, dat U hierdie werk vanmôre vir ons sal doen. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n slotlied sing en daarna gaan ek die seën uitspreek en dan gaan direk daarna die wat wil kom vir genesing, u gaan vorentoe kom of as jy 'n ander behoefte het saam met die ouderlinge, en ons gaan hier voor by mekaar kom en ons gaan vir mekaar bid terwyl die ander uitgaan en koffie gaan drink daar in die saal. Kom ons staan en dan sing ons daardie lied Genesis 2:9-4 vers 1.
Mag die liefde, genade van God onze Vader en die Here Jesus Christus en die kosbare terewerking van die Heilige Gees met die elkeen sein bly tot ons hom weer sal sien. Amen. Ons nooi nou uit, die wat graag wil gebed hê, u kan in die voorste ry kom sit en dan sal ons hier een hier na die stoel toe bring.